So wat ek net vir Dr. Kobus gesê het, die straatie wat hy vertel het, die verhaal is 100% wat het instem met my thema vanoggend, digtig en straf. Nou, gaan ek ook begin met 'n straatie. Die man het in Amerika by een van daai groot brûe gewerk wat optel of wegdraai as daar groot skepe kom. En dan weer toemaak sodat die treine oor hom kan ry. En op 'n dag vat hy sy seun saam met hom om te wys waar hy werk, soos ons ook maar baie keer gedoen het. Jy vat jou kind saam om te wys waar jy werk. En hy vat hom af na waar die meganisme is, die groot ratte wat die brug laat draai of optel. En terwyl hy daaronder besig is, dit is 'n hele end af onder toe, hoor hy 'n trein se toeter blaas. En hy sê toe vir sy seentjie, sit net daar, ek is nou terug, jy sal veilig wees daar. En die man is op, daar na die beheerkamer toe. En hy sien die trein is omtrent so 2 minute weg, en hy begin die brug laat sak. Toe hy weer so deur die venster kyk, toe sien hy maar, die kind is nie nou waar hy was nie. En toe hy so kyk, toe sy kind daar by die ratte. En die man moet toe daai groot besluit neem, red hy sy kind, of red hy 250 mense wat op hy trein is. En hy weeg het op en hy sê, Here asseblief, en hy laat die brug sak, sy kind word vergrys. Die trein kom verby, daar sien hy 'n jong dame in die trein sit, wat hy al keer op keer gesien het, dwelms gebruik en drink. Hy dink die Here het ek my kind laat sterf vir haar. So en verder, so die trein verby gaan sien hy, daar's mense wat hy ken, mense wat Christus volgelinge is. Die moraal van hierdie storie is net soos God. Hy het sy seun gestuur, nie net vir die wat reg lewe nie, maar hy het hom juist gestuur vir die wat hom nodig het, vir die wat dwelms gebruik, vir die wat nie weet waarvoor Jesus staan, waarvoor God staan nie. Dis waarvoor hy sy seun gestuur het. Nou om terug te kom by my tema, hoeveel keer het jou ouers jou gewaarsku, as jy nie nou ophou nie, gaan jy 'n pak slaag kry. Maar dan gaan jy aan met daai ding, dan sê jy ouers weer, jy gaan pak slaag kry. Dan gaan jy aan, dan sê ouers weer, jy gaan pak slaag kry. Tot op 'n dag wat jou pa opstaan, en hy sê, gaan na jou kamer toe en vat sommer die sambok saam. Mense, oral in die woord van God is daar vermaninge, wat ons nie moet doen nie, maar wat ons wel moet doen. Hoeveel keer wil ons nog met God se genade speel, totdat hy die dag sê, nou het ek genoeg gehad, en hy het sy toorn gelaat ontvlam oor die aarde. Kyk na sonvloed, Noag. God het nie die laat omkom, wat lief was vir hom nie. Kyk met Sodom en Gomora, Lot en sy vrou. God het hulle gered, maar het vir die ene gesê, moet nie omkyk nie. En Lot sy vrou het omgekyk. Nou, kom ons kyk na die werke van die vlees. Dis waar voor die woord van God, waar teen die woord van God ons waarsku. Galasiërs 5:19 tot 21. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, rasery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê. Soos wat ek al vooraf gesê het, die wat sulke dinge doen, luister mooi, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Mense, hoeveel waarskuwings wil ons nog hê? Dat God ons gaan tigtig, dat ons gaan oordeel, dat hy sy toorn oor ons gaan laat ontvlam. Hoekom nie eerder jou lewe in God se hande sit? Dat hy help om jou lewe te lei, soos dat sy wil is, en nie ons wil nie.
Onthou, God het ons geskape met 'n eie denke, met 'n eie wil. En hy wil ons nie dwing om iets te doen nie. Hy wil ons uit ons eie doen, uit ons liefde uitvorm. Want dit is al wat vir God staan, dit is liefde. Genade, seëninge. Die versoeking wat God toelaat in die lewe, is nie 'n pers, dit wat gaan kom die dag, as hy besluit het genoeg gehad nie. Mense, dit gaan vreeslik wees. En hoe lang dink ons nog, gaan God ons toelaat om die bloed van sy seun Jesus Christus te vertrou? Hy kruisdood wat hy gesterf het vir ons. Nou, Vrydag het ons die werkswinkel vloerig gewas, Johan weet, hy werk net so langs my daar. En ons werk op 'n masjien daar, ons baie olie gemors en het gaan toe van die sterkste degreasing fluid wat daar is, sodat my mense raak kan was. En ek gooi dit rooi, ek gooi dit op die vloer. En hy een swart vaklering by ons Tommy. Hy sê vir my, it's just like the blood of Jesus. Mense, ek was onmiddellik was ek op my perdjie. Ek sê vir my, hoe kan jy die bloed van Jesus vergelyk met seep? Ek sê toe vir my, onthou, as jy teen die gees van God laster, word dit nie vergewe nie. Hy vra met jou waar het staan. En ek maak toe my King James Bible app ook, toe my foon uit huis om Mattheus 12 vers 32. And whosoever speaketh the word against the Son of Man, it shall be forgiven. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him. Neither in this world, neither in the world to come. Hy het met groot wat na my gestaar. Maar weet jy, toe ek onderaan en wegloop, toe dink ek, weet jy, die oukie het dalk net aan my probeer verduidelik wat die bloed van Jesus kan doen. Dit is soos daai seep, hy haal enige olie uit. Soos die bloed van Jesus, hy neem enige sonde weg. So, dit wys mens net, as baie mense wat weet wat die woord staan, maar hulle verstaan dit nie. Hulle weet nie om dit te interpreteer nie. Hulle weet nie om dit toe te pas in hulle lewens nie. Maar deur onkundig gaan hulle getuig word eendag as 'n groot oordeel kom. En dit is ons wat hier sit, se plig om daai mense reg te help. Om hulle te help. Die bewyse van God se waarskuwings is oral. En oral kan ons sien, kan ons mense sien wat doen wat God nie wat hulle moet doen nie. Sy kinders is sy kinders. Ons is almal sy kinders. Of jy nou goed is of jy nou sleg is, ons is God se kinders, kinders van God. Maar onthou net, as jy die dag nie reg is met die oordeel as Jesus kom en die blou skeer nie, gaan jy nie saam gaan, jy gaan nie agterbly. Gaan jy as iemand wat van beter weet 'n persoon reg help, of gaan jy hom los as sy siel vergaan? Dit is ons plig om reg te help wat verkeerd doen. Ja, mense dalk skrikkerig. Jy sien dalk 'n man in die straat loop en hy stamp sy vrou of hy klap my van agteraf. Maar dit is so 'n groot blok van 'n man, hy het sulke arms, sy hande is 5 keer myne se size. Nou as jy bang is, joh, daai man kan seker hard klap, ek wil nie met hom gaan praat nie. Maar weet jy, as God vir Dawid die krag gegee het om vir Goliat te verslaan, sal hy jou die krag gee om vir daai man te gaan sê, hoor dit is verkeerd. Nou as jy Pieter reg help en hy sien sy vrou en hy sien sy fout raak, glo my, hy gaan dit afdring na sy kinders toe, na sy vrou toe. En so gaan dit 'n ripple effek hê. Want hy elke persoon wat jy reg help, elke persoon wat jy voorsê wat daar in die woord staan en dan hom verduidelik wat daar staan. Dit is soos 'n klip wat jy in 'n waterpoel gooi. Hy maak rippels en dit versprei al hoe verder. Net so met daai woordjie wat jy daai persoon sê, vir sê hoorie daai wat jy nou gedoen het. Hier staan dit in die woord, lees daar. Daai persoon kom by die huis en hy lees daai hele hoofstuk. Dit is 'n hele ripple effek, want dit sprei uit na sy vriende, na sy familie, na sy kinders, na sy kleinkinders, dit sprei uit na almal toe. Dit is so groot impak, een versie sal hê wat jy vir iemand gee, iemand wat iets verkeerd doen. Dit is so groot effek het sal hê. Dit is wat God van ons verwag. Dat ek al voorheen gesê, ons word ambassadeurs van God. Die dag as jy Jesus Christus volg deur hy doopwater en jy hom aanneem as jou redder, zaligmaker en verlosser.
Onthou daai liefde van Jesus wat binne in jou is, die Gees van God wat binne in jou is, daai liefde straal uit in jou oë, en jou doen en handel, oor hoe jy met mense praat, oor hoe jy mense behandel. Dis wat die liefde van God uitstraal in jou. En die mense daar buite sien dit raak. Het jy al in die mall geloop, baie mense loop so, lyk of hulle die wêreld op hulle skouers dra. Dan sal die mense wat op en wakker loop. Dit is die verskil tussen mense wat Jesus in hulle het en mense wat nie Jesus in hulle het nie. Jy's vol liefde, want dit is wat Jesus is. Dis wat God is, waar van vir hulle staan. God is liefde. Ons moet net luister en ons oë oop hou. Daar is so baie tekens wat God vir ons wys wat ons moet doen. Baie keer slaap jy en word jy wakker en dink jy miskien aan 'n vers. Vat jou Bybel en maak hom direk op daai vers, of maak jou foon op jou Bybel app en lees gou daai vers voor jy hom vergeet. Dit kan ook 'n boodskap van God aan jou stuur. Iemand wat op jou pad kom, persoon wat iets doen en dit laat jou dink aan, joh, maar ek het toch gedoen, ek moet nog 'n bietjie anders doen. Dis alles dinge wat God op jou pad sit. Hoeveel keer gaan ons nog sy hand wegdruk en nie sy hand aanvat wat hy uitdoen na ons nie? Nou mense, die tyd is min. Ons sê dit baie, maar die tyd is min. As jy blou skeer, gaan dan nie meer tyd wees om te sê, asseblief Here, vergewe my nie. Dan gaan jy vir 'n tyd lank op jou eie wees, mense. Die Heilige Gees gaan jy ook nie meer wees op jou aarde nie. Jy gaan op jou eie moet staan en op jou eie reg kom. En dit gaan moeilik wees. Dis hoekom ons moet elke dag streef om meer en meer soos Jesus Christus te wees, alhoewel ons dit nie sal reg kry nie, want hy was die enigste een wat op die aarde geloop het, wat volmaak was. En nog steeds volmaak is. Nie was nie, hy is nog steeds volmaak. Hoekom sukkel ons om godsvreesend te bly? Weet jy dat laat my dink aan 'n tiener, 'n stoute tiener. Nie lelik stout nie, maar jy kan sommer in sy gesig sien, hierdie kind, hy hou van poetsebak en dit, en jy kan sommer sien, hy kry baie pak slaag. Hoekom wil ons soos daai tiener wees vir God? En altyd dinge doen wat hy nie wil hê ons moet doen nie. Nou ek lees toevallig in die week 'n stuk op sosiale media van 'n satanist, mense luister mooi wat ek vir julle sê, 'n satanist wat die vak teologie gee in 'n universiteit. Toe 'n bekende sangeres hom vra, hoekom doen jy dit, sê it's just a work. Hoe kan hulle so 'n persoon toelaat in die eerste plek om teologie te gee? Dis waarom ons wêreld op pad is, mense. Ons moet bid. Ons moet hard bid oor die dinge wat in die wêreld aangaan. Kyk jou aardbewings word daagliks al hoe meer. En lande waar daar nooit aardbewings was nie, is nou aardbewings. Suid-Afrika ons het regtig nooit tornado's gesien, daar begin tornado's kom. Die mense het gesê, die valdam sal nooit vol word en die loop oor. So mense, ek kan nie genoeg adviseer dat ons moet bid vir mekaar nie. Ons moet bid vir ons land, ons moet bid vir die wêreld. Daar's krag in gebed. Ek gaan met Dr. Kobus reël dat ons een aand hierdie week of volgende week almal by mekaar kom. Die wat nie kan wees, ons gaan 'n tyd gee dat julle daai selfde tyd op julle knie gaan. Dat ons kan bid vir ons land Suid-Afrika, vir die mense, vir die wêreld waar daar buite aangaan. Dat ons kan bid as krag in gebed en deel dat op julle sosiale media by julle vriende dat hulle daai selfde tyd, daai tyd wat ek en Kobus sal vasmaak, dat ons op daai selfde tyd op ons knie sal gaan. As krag in gebed. Hoe meer skakels aan die ketting is, hoe sterker daai skakels is, kragtiger is daai ketting. Nou as ons die vrug van die Gees toepas in ons lewens, sal ons weet dat die Gees van God ons sal lei, en sodoende sy troon sal vryspring, sy toren sal vryspring. Dat dit nie op ons
sal kom nie. En dit, daai 9 vrug van die Gees, skakel daai werke van die vlees heeltemal af in jou lewe. Is Galasiërs 5 vers 22 tot 26. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Vers 23, teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan, luister mooi, die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartsogte en begeerlikhede gekruisig. So dis die werke van die vlees wat gekruisig is. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Vers 26, luister mooi wat sê vers 26 vir julle, laat ons nie word soekers van ydelle eer wat mekaar uitdaag en mekaar beny nie. Sê Johan koop vir my splinte nuwe Ford Ranger Raptor bakkie. En ek ry met sy ou swart korshuitjie, dis my karretjie. Ek by net daai bakkie vir hom, dis 'n pragtige bakkie, ek wil hom hê. Maar op die einde van die dag weet jy, daai bakkie kan ook terugry net soos sy Ford Raptor, en daai wat hy gebruik minder petrol. Ons bid vir God vir 'n voertuig, hy sal vir jou voertuig gee. Maar hy gaan nie vir jou nuwe Mercedes AMG gee of daai ding nie. Hy gaan vir jou gee wat jy nodig het. Wat vir jou prakties is. Die vrug van die Gees is alles wat vir God staan, naamlik alles wat goed is, alles wat met liefde te doen het. En die werke van die vlees, raai, waarvoor staan dit? Staan vir die Satan. Want dis die dinge van die aarde. Ons moet net God se hand aangryp, dit is 'n kosbare besitting om te hê in jou lewe, dis die liefde van Christus. Dis om te weet, God hou jou in sy hande vas, hy val jou toe. As jy aardse skatte het, sluit jy dit toe in het lys. Of weet jy, jou hemelse skatte is in jou hart, jy straal het uit na buite toe vir die mense daar buite. Jou aardse skatte sluit jy toe, dis bang die wat kom het steel. Maar die hemelse skatte, mense het kom uitgereik. Die liefde, die genade van God kan jy sien in die persoon. Jy kan God se liefde sien in die persoon. Nou as jy belegging het in Christus, loop dit rente in die hemel. Jou geloof word sterker, jou werk in Christus word meer. Die ewige dors na die lewende water word al hoe groter in jou. Jy wil meer en meer en meer van die water hê. Jy wil meer en meer en meer van Jesus se liefde in jou hê. Jy wil meer en meer van God weet. Jy lees die woord meer en meer. Jy word sterker. Jy plant jou wortel diep in die grond van geloof. So jou werke is goed. Dit is jou groot boom as Christen, as Jesus volgeling. Stadig gaan by in die storms wat ons deesdae staan. Nou, vra ek julle, hoeveel keer gaan ons nog toelaat dat ons 'n medemens aan buite sien verkeerde dinge doen en hom los dat hy dit doen? Dis soos op iemand, soos as jy kind is, 'n maatjie te sien by die skool. Die kind het jou raak en nagekom op een of ander manier, jy sien die kind hardloop, maar jy sien daar's 'n klip wat in die klip opstap en die landgras my los op. Net laat hy moet val. Dis hoe party mense daar buite is. Hulle hardloop, maar hulle weet nie waartoe hulle hardloop nie. En dis ons wat hulle moet reghelp. Weet julle wat deesdae in die wêreld aangaan? Dit is 2 tieners in 'n skool wat bietjie boksgeveg wil hou. Maar die een wag vir die ander een eers om te slaan, om die eerste stap te neem. Dit sou dit aangaan in die wêreld daar buite. Die lande gluur mekaar aan. Hulle vang net soos op die knoppies. Hulle net daai knoppie druk. Dis kom ek sê ons maar die gebed 6 uur reël, want ons kan bid vir die wêreld. Onthou God het alles geskape, so hy kan ons help ook. Ons moet net glo daarin, as dit sy wil is, nie ons wil. Sal hy ons help. Nou, is tot sover vandag. Maar ek los julle met hierdie vraag. Hoe sien julle die wederkoms van Jesus? Is julle opgewonde?
vrees julle vir die koning van God. Vrees julle vir die tweesnydende swaard. Kom dat ek julle my antwoord gee. Ek wil nie aan die verkeerde kant van die tweesnydende swaard staan nie. Ek wil. Ons buig die hoofde. Die waarmagtige God en Hemelse Vader, ons sê vir die dankie vir die liefde en die genade. Almagtige Vader, seën asseblief u dan elke wat hier is vandag. Hemelse Vader, so dat die woord wat uitgaan buite toe en nie sal agterbly nie. Hemelse Vader, so stuur asseblief die Heilige Gees om u net elke saam te wees vir hierdie dag en hierdie week wat kom. Ons bid in naam van die Seun Jesus Christus, ons vir ons redder sal maak. Amen. 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 En vir Dr. Kobus wat hy vir sy afkondigings doen, die opneming van die Connectors